Ons Vader Jahwe, baie dankie dat ons mag stil word en vir haar spreek, want die kinders luister. In 'n wêreld wat nie tyd het vir U nie, dankie dat U vir ons roep om stil te word en op U te wag, meer as wagters op die môre. Dat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê om ons voor te berei. Dankie dat ons kan uitsien na daardie kosbare ontmoeting met U in die geregtigheid van Yeshua. Dat ons ook vanoggend daarvan 'n tikkie kan ervaar wanneer ons stil word en U ontmoet met blydskap. Dankie dat die poort vir ons wyd oop staan waarvan ons kan sing, dat die lig van die evangelie ons bereik het en in ons harte skyn, ook in hierdie oggend. Verdryf alle duisternis, alle twyfel en vrees en ongeregtigheid en help ons om U woord as iets lewends in ons harte te ervaar. Baie dankie Vader Jahwe vir die grootheid wat U met ons deel. Die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis, dat U deur die Heilige Gees dit in ons harte uitstort. Help ons dat ons nooit gewoond sal raak om net hier te sit nie, maar dat ons opgewonde sal wees oor U woord, wat die waarheid is. Heilig ons in hierdie oggend in die waarheid. U woord is die waarheid. Dankie dat ons weet, die saak wat U begin het, die saak wat U voor die grondlegging van die wêreld af beplan het en beskik het en voorgeneem het, sal U in Yeshua volbring. En daarvoor eer ons U. Hou ons trou in Yeshua tot U eer. Amen. Dus neem ons sitplek in, baie dankie. Nou ja, ons is besig in die aande met die profete. Verlede week het Dominee Jaco oor Hosea gepraat, 'n mond vol, en dit is 'n groot onderwerp om oor die profete te gesels, en dan spesifiek met die inslag om die verwantskap, hoe pas dit in die geskiedenis, en hoe pas dit in by die res van die Bybel, en dan die koppeling met die evangelie, waaroor dit eintlik alles gaan. Dominee Jaco stuur groete, hy is daar in Vryheid vanoggend, en ons het nou so gepraat, en die ding het nou so uitgewerk, met op die paai en alles, dat ek nou vanoggend en vanaand in die beurt kan wees. So ek gaan nou my kans gebruik om amper sê ek Maleagi, Micha, so naby aan mekaar, Micha. Ons gaan vanoggend en vanaand 'n bietjie oor Micha gesels. So jy kan die Bybels oopmaak by Micha. Wanneer of die kinders daar die liedjie kan sing. Amos, Obadja, Jona, Micha. Micha het 7 hoofstukke. En Micha se naam beteken iets spesiaal. Mi in Hebreëus is 'n vraagwoord. Mi ata, wie is jy? Micha is eintlik die langer woord. Micha is so 'n bietjie verkort. Micha, wie is soos Jahwe? Wie is soos Jahwe? Nou dit is besonder as mens na die boodskap van Micha kyk. Want ons as volk het 'n spesifieke optrede, en ons optrede verdien 'n sekere resultaat. Maar dan kom Jahwe in sy grootheid en hy doen iets anders, dat ons verstom kan staan voor hom en sê, wie is soos Jahwe? En dit is ook my gebed vir u vanoggend, dat wanneer ons na hierdie gedeelte kyk in die Bybel, Micha, ek weet nie wanneer laas het ons Micha gelees nie, daar is 1 of 2 verse wat baie bekend is, maar die geheel, die boodskap, 7 hoofstukke, dat ons aan die einde daarvan kan sê, wie is soos Jahwe? Nou, Psalm 130 sluit so mooi daarby aan, dis hoekom ek het gelees het, vers 4, Jahwe vergewe ons, sodat ons hom kan vrees. Nou, deel van die vrees van Jahwe, toets in jou lewe, is om verstom voor hom te staan en te sê, daar is niemand soos hy nie. Want na aanleiding van alles wat ons lees, nie net lees nie, want die woord is die openbaring van dit waarmee ons besig is, en u lig sien ons die lig, kan ons nie anders as om te sê, Jahwe, baie dankie. So Micha, en ons teks kom vanoggend uit die laaste hoofstuk van Micha, maar dit gaan nie daai trefkrag hê as ons nou maar net by die pudding begin en sommer maar net, dalk moet ons maar net die konteks eers kry, en ons begin by Micha 1, 2, 3, so hier en daar 'n vers, en vanaand sal ons meer skyfie vertoning en meer
die konteks, die tyd, maar net in een sin, Micha 1 vers 1 begin ons. Die woord van Jahwe wat tot Micha, die Morasiet gekom het. Morasiet is die dorp, plek waar hy vandaan kom. In die dae van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem, net so vinnig in julle koppe, ons weet, Hiskia was hier by 8ste eeu voor Joshua, 722 was die Assiriese ballingskap. So Micha en Hosea is tydgenote, as jy laasweek ingeskakel het en by was met Hosea, daai verskriklike tydperk voor Israel se ballingskap, daai goddelose tyd, né? Wat was die hoofstad van Israel? Samaria. So julle sal sien aangaande Samaria en Jerusalem. Nou wat interessant is, Micha bly heel moontlik baie naby aan Jerusalem, nie in Jerusalem nie, want hy is 'n Morasiet, want hy kom van 'n dorpie baie naby. Hy is in die suide by Juda, so julle sal dinge hoor van waar Juda inkom, maar hoofsaaklik gaan hierdie oor Samaria, oor die tyd net voor die ballingskap van die 10 stamme. 'n ewige tyd van ongeregtigheid. Jerusalem staan aan die een kant onskuldig, nie? Maar ons gaan dit nou lees. Ek gaan net hier en daar 'n inleiding gebruik om die konteks te stel, want ons wil graag by hierdie kosbare boodskap en tema kom oor die vergifnis van Jahwe. So, in Micha 1 lees ons in vers 5, dit alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? Dis die hoofstad van die 10 stamme, waar al die konings van Israel, al die konings van die 10 stamme was goddeloos. En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? En dan kom die oordeel, daarom sal ek Samaria 'n pynhoop maak op die veld, 'n plek om haar wingerstokke te plant. En ek sal haar klippe in die dal laat afrol en haar fondamente bloot lê. Nou, die spesifieke boodskap van Micha gaan oor die toestand en die, ons kan sê sosiale, maar ook die godsdienstige lewe. Dit wat in praktyk gebeur het, as jy by daai deur uitgestap het, wat was die daaglikse handelinge? En hy spreek spesifiek die wat in leiersposisies aan, priesters, profete, hoofde, vorste, rykes, hulle wat mag het, wat druk en verdraai. Kom ons kyk hoofstuk 2 vers 1. Hoofstuk 2 vers 1. Wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde, by die môrelig voer hulle dit uit. Want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit. Grondonteiening. Ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. En dan hoofstuk 3 spesifiek kyk die opskrif, oordeel oor die leiers van die volk en die valse profete. Hoofstuk 3 vers 2. Haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is, wat die vel van die mense aftrek en hulle vlees van hulle gebeente. En wat die vlees van my volk eet en hulle vel van hulle afslag, ook hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap, soos vleis in 'n pot en soos vleis in 'n pan. Hoofstuk 3 vers 5. So sê Jahwe aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt vrede verkondig, maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle 'n heilige oorlog. Met ander woorde, as daar omkopery is, as hulle iets kry, dan verkondig hulle vrede, maar as jy nie iets vir hulle gee nie, dan is dit oorlog, 'n heilige oorlog. En dan kom die oordeel, vers 6 en 7, daarom sal dit nag word vir julle, sonder 'n gesig, en duister vir julle, sonder waarsêry. Ja, die son sal oor die profete ondergaan, en die dag oor hulle verduister word. En die siener sal beskaamd staan, en die waarsêer sal bloos, en hulle almal sal die baard bedek, omdat daar geen antwoord van God kom nie. Met ander woorde, die beeldspraak, as die son ondergaan, dan is daar geen lig nie, daar is geen openbaring nie, en daar gaan 'n groot oordeel oor hierdie valse profete kom. Nou,
te midde van hierdie swaarigheid. En ek het op 'n vorige kamp so 'n bietjie met mense gesels oor om jou Bybel in te kleur, en ons het swart gebruik vir sonde, en as ek nou Micha so blaai, dan is dit swart en swart. Maar hier en daar is daar blou vir hoop, en dan die helder geel van vergifnis op die einde. Nou luister baie mooi, want ons kan iets van Micha, van onsself in Micha se bediening sien. Luister nou baie mooi. In die volgende vers, Micha 3 vers 8. Ek daarenteen is vol krag met die gees van Jahwe en reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Dit is 'n baie moeilike taak om in ons volk, in jou familie, in jou gesin, in jou samelewing, onder vriende, as iets verkeerd is op te staan en aan Jakob sy oortreding te verkondig. Dis een ding om net te veroordeel, dis een ding om net krities te wees, dis een ding om net te skree en te beklei, terwyl daar 'n balk is in jou eie oog. Dit kon die fariseërs goed regkry. Maar luister mooi, hoe lyk Micha se lewe? Micha sê, hy daarenteen, te midde van al hierdie sonde, is vol krag. Wat 'n krag? Die krag van die Heilige Gees, die Gees van Jahwe. En reg en heldemoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. En die rede daarvoor is, as ons nou na die res van Micha gaan kyk, want daar is 'n oorblyfsel wat sal luister en tot bekering kom. Daar, die prediking van die sonde, of die openbaring van die sonde, het ten doel om die klein oorblyfsel tot bekering te roep. Daarom is hy vol heldemoed. Daarom is die raadsplan van Jahwe van so 'n aard dat daar is vrug op sy bediening. Die oorgrootste meerderheid gaan nie luister nie. Die oorgrootste meerderheid gaan sterwe in die ballingskap. Maar Micha het heldemoed, want Jahwe is in beheer. En daar is 'n spesifieke teenstelling. Terwyl die stroom afgrond toe gaan, staan Micha in die gees en in die krag van Jahwe om aan Jakob sy oortreding te verkondig. Nou gaan ek nou hoofstuk 7 toe blaai. Jy gaan weer daardie teenstelling hoor. Te midde van die chaos, te midde van die ongeregtigheid, staan Micha. En dit is kosbaar. Nou gaan ons die hele hoofstuk 7 lees. Ek wou eintlik nog eens gekyk hoe lank sal dit vat as ons die hele Micha 1 tot 7 lees, maar dit sal 'n bietjie lank vat. Julle moet asseblief vanaand 'n bietjie daarvan lees voor die aanddiens. Micha 7 vanaf vers 1. Wee my, want ek het geword soos na die insameling van somervrugte, soos die natrossies van die wynoes, geen tros om te eet nie. My siel begeer vroeë vye. Die vrome het verdwyn in die land, en daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer almal op bloed. Hulle jag elkeen sy broer met die net. Na die kwaad gaan die hande uit om dit dapper te doen. Die vors, kyk na die leiersposisies, die vors eis, en die regter vra betaling. En die groot man spreek die begeerte van sy siel uit. En hulle verdraai dit alles. Daar is alles binne Israel. En die beste van hulle is soos 'n doringstruik. Die mees opregte erger as 'n doringheining. Die dag van jou wagte, jou soeking, kom, nou sal hulle verwarring daar wees. Vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriendstaat nie, let op die poorte van jou mond teenoor haar wat in jou skoot lê, want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy gunsgenote. Onthou, hulle is voor die ballingskap, hier kom straf en oordeel. Luister nou mooi, vers 7, maar ek sal uitsien na Jahwe. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. Wees nie bly oor my nie, o my vyandin, al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in duisternis, Jahwe is 'n lig vir my. Die toorn van Jahwe sal ek dra, want ek het teen hom gesondig.
totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hy sal my uitlei in die lig, en ek sal met welgevalle sien hoe hy geregtigheid oefen. Ook sal my vyandin dit sien, en skaamte sal haar bedek wat vir my sê, waar is Jahwe jou God? My oë sal met welgeval op haar neersien. Nou sal sy vertrap word soos die modder van die strate. Daar kom 'n dag om jou mure te herbou, en die dag sal die gebied ruim wees. Dit is 'n dag dat hulle na jou sal kom van Asser en die stede van Egipte, en van Egipte tot by die Efraat, en van see tot see, en van berg tot berg. Maar die aarde sal 'n wildernis word vanweë die inwoners as gevolg van hulle handelinge. Wy u volk met u staf, die kudde wat u erfdeel is. Wat afgesonderd woon in 'n bosveld op Karmel, laat hulle wy in Basan en Gilead, soos in die ou dae. Soos in die dae van jou uittog uit Egipte land, sal ek hom wonders laat sien. Die nasie sal dit sien en skaam wees, ondanks al hulle krag. Hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. Hulle sal stof lek soos die slang, hulle sal soos grondkruipers bewende uit hulle vestings tevoorskyn kom. Hulle sal sidderende kom na Jahwe ons God, en hulle sal vir u vrees. Hier kom ons teks nou, vers 18. Wie is 'n God soos u? Wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Hy sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, want wat u aan ons vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd. Die raadsplan van Jahwe is so groot. En elkeen van ons moet werklik vir Vader bid vir genade. Die evangelie word op 'n baie spesiale manier in konteks van Israel en ons volk geopenbaar. In 'n tyd, nou luister mooi na die beeldspraak wat hy gebruik in hierdie hoofstuk wat ons gelees het in vers 4. In 'n tydperk wat die beste soos 'n doringstruik is, die mees opregte soos 'n doringheine. Onthou, Jahwe se volk word geplant as 'n edel wingerdstok om 'n pragtige vrug voor Jahwe te dra wat lieflik is, wonderlik, daardie mos uit die wingerd. Kom ons op die klimaks van die ongeregtigheid van Israel. Onthou, die konteks is daai 8de eeu voor Joshua, 750 min of meer tot 700. Ons weet nie presies in watter tydperk het Micha nog geleef met Hizkia nie, maar daai tydperk. Die beste is soos 'n doringstruik. Die beste. Maar Micha, iets werk in hom wat anderste is as die volk wat net geoordeel sal word. Hy sê, maar ek sal uitsien na Jahwe. Ek wil wag op die God van my heil. My God sal my hoor. Hier van vers 7, 8, 9 sê Micha, ja, ons gaan gestraf word. Ja, ons gaan getuigtig word. Ja, ons gaan in ballingskap gaan. En dit is die wens van die vyandin, Satan en sy koninkryk, en daar's baie wat ons daar kan inlees. Die vyande van Israel wat sê, waar is jou God? Jy gaan vernietig word, jy gaan verslind vertrap word. En uit hierdie strafgerig, sê Micha, sal Jahwe herstel, 'n oorblyfsel. Die oorblyfsel is 'n fokuspunt in die boek Micha, want Jahwe werk met die oorblyfsel. Ons teksgedeelte in vers 18, lees hom asseblief saam met my, Micha 7 vers 18. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Gemeente, sonde vergifnis is niets algemeens nie. Dit is nie maar net Jahwe vergewe als en almal nie. In Micha het ons 'n baie sterk boodskap van straf vir Israel, ballingskap. Maar vir hom, vir haar, wat deel is van die oorblyfsel,
is daar hier die kosbare handeling van Jahwe. Terwyl ons almal die dood verdien het Jahwe 'n oorblyfsel. Het Jahwe 'n kosbare erfdeel. En wat is die boodskap vir hulle? Staan sterk. Spesifiek in Micha se tyd. Daar gaan 'n oorblyfsel wees en Jahwe vergewe. Hoe is diep, hoe opreg, hoe omvattend is die vergifnis van Jahwe? Dis iets wat ons nogals baie sê, as jy dit as kind gehoor. Jahwe werp ons sondes in die dieptes van die see. Waar kom dit in die Bybel voor? Hier in Micha. Ons lees vers 18 en 19. Wie is 'n God soos U wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou die toorn nie vir ewig vas nie, maar te welbehae en goedertierenheid, verbondsliefde. Hy sal hom weer oor ons ontferm. Ons ongeregtighede vertree, ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. En dis die boodskap wat ek vanoggend wil bring. Vanaand gaan ons 'n bietjie meer analities kyk, hoofstukke en opdelinge goed. Maar as ons nou een ding kan huis toe vat, dit so eenvoudig as moontlik maak, die boodskap van Micha. Jahwe werk deur die mond van sy profeet iets van homself, 'n openbaring, want dit is wat die profete doen. En spesifiek die evangelie, waar Yeshua kom en 'n erfdeel van die Vader ontvang, daardie spesialis vir wie hy red. Vir hulle is daar 'n tydperk. Micha 7, ja, daar kom straf, ja, daar kom oordeel, maar ek sal op Jahwe wag. En die kosbare deel is dat in Yeshua Messia het die oordeel, Jahwe se volle toorn neergekom, sodat ons hier die seën van die vergifnis kan ervaar. Dit is nie algemeen nie, dit is nie sommer maar net nie, dit is diep. Jahwe gee vir Micha heldemoed. Heldemoed om te sê, Micha, verkondig aan my volk hulle oortreding, wees dapper, want daar gaan 'n oorblyfsel wees. Wanneer jy en ek in 'n tyd lewe, waar ons so oorweldig word deur ongeregtigheid, so oorweldig word deur sonde, in familiekringe, in vriendekringe. Onthou in gedagte, Jahwe het 'n erfdeel. Jahwe het kinders. Staan sterk, lewe heiligmaking, met die doel op daardie persoon, vir wie Jahwe jou wil gebruik as sout, 'n stad op 'n berg, 'n lig. Want Jahwe self werk in een my lewe om ook deur ons vir Israel, soos Micha, te verkondig. Daar's 'n groot oordeel, maar vir die oorblyfsel is daar heiligmaking, reiniging, om voor Jahwe te staan. Kom ons kyk gou na die teks in vers 12 van Micha 7. Hy sê in vers 11, daar's 'n dag om jou mure te herbou. Ons weet fisies, Israeliete het na die tweede ballingskap, nadat Jerusalem vernietig is, en dis hoekom dit is nou so bietjie moeilik, maar Micha spreek eintlik vir Samaria en Jerusalem, Israel, en in die toekoms, dis nog baie ver vir die twee stamme, hulle ballingskap ook, en dan die terugkeer vir hulle, om die mure weer te herbou. Ek wil dit nou so 'n bietjie vasmaak met die ander profete. Micha 7 vers 12, dit is 'n dag, ons is nou by die hoop en die herstel, dat hulle na jou sal kom van Asser en die stede van Egipte. Nou, Asser is noord, oos, en Egipte is onder, suid, wes. En van Egipte tot by die Eufraat, twee uiterstes, en van see tot see, en van berg tot berg. Nou, ons fokus gaan op die herstel. Micha profeteer iets wat in Hosea, laasweekse profeet, en Jesaja, ook 'n tydgenoot. Jesaja is ook 'n tydgenoot. Hulle almal profeteer 'n uitkom, 'n terugkeer, 'n versamel. Daarom is die herder tema. Die herder tugtig, maar die herder bring na mekaar. Onthou Johannes 10, Yeshua het skape. En hy lê sy lewe af om sy skape na hom toe te kan trek. Dis nie vir alles en almal nie. So die herder tema kom baie sterk in Micha voor.
En daarom het ons ook in die volgende in vers 14, wy u volk met u staf, die kudde wat u erfdeel is. Nou daai erfdeel en oorblyfsel, eiendom, geheiligdes, geliefdes, bemindes, Jesuren, dis die tema wat in Micha aansluit met die res van die skrif. So, hulle staan op die vooraand van ballingskap na Assirië toe. Verstrooiing, vernietiging. Hier is 'n profesie van terugkeer. En dis die kosbaarheid, wie is soos Jahwe? Terwyl hy tugtig, terwyl hy slaan, terwyl hy sê julle gaan gestraf word, openbaar hy alreeds die einde. En daar gaan 'n oorblyfsel wees. En dis waar die evangelie sy profetiese plek kry. En vir party van ons, Assirië, Egipte, hoekom heeltyd die twee? Kom ons doen gou 'n paar tekste, slaan hulle na. Hosea 11 vers 11. Daar is 'n tyd wat Israel uit Assirië en uit Egipte gehaal sal word. Micha is nie die enigste profeet nie. Sy tydgenoot Hosea profeteer dit ook. Ons blaai gou na Hosea 11 vers 11 toe. Hosea is net voor Joël. Daai hele laasweek se boodskap. Hosea, die twee metafore van die hoer en die kindskap. Hosea 11 vers 11. Hulle sal sidderende aankom soos 'n voeltjie uit Egipte en soos 'n duif uit die land Assur, en ek sal hulle laat woon in hulle huise, spreek Jahwe. Nou dis merkwaardig dat dieselfde twee lande gebruik word, Egipte in die suide en Assur in die noorde. Hosea, 'n tydgenoot van Micha. Ander tydgenoot is Jesaja. Dit is die volgende een by wie ons sal later kom. Volgende Sondag of die Sondag daarna. Amos is ook nog by. Nou kom ons gaan kyk gou in Jesaja 11 vers 11. Ons was nou in Hosea 11 vers 11. Nou ons na Jesaja 11 vers 11 toe. En dis daarom maklik om te onthou. Nou Jesaja 11 is absoluut 'n hoofstuk. Jy sal ook die opskrif sien, die voorspoedige regering van die Messias. Nou dis presies wat ons in Micha ook gaan kry. Ek het nou nog tot dusver niks daaroor gesê nie. Ons gaan vanaand bietjie meer daarop fokus en dis Micha 5 wat die messiaanse ryk voorspel. Maar deel van hierdie messiaanse ryk is die versameling van Jahwe se volk. Dis die uithaal. En spesifiek dan waar Paulus dan sê die evangelie die hele wêreld bereik en Jahwe se kinders, sy skape hoor dit en kom na hom toe. Kom na die berg Sion. Ons gaan 'n bietjie vanaand meer daaroor praat. Ons fokus gaan op Assur in die noorde en Egipte in die suide. Jesaja 11 vers 11. En in die dag sal Jahwe weer vir die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit Assirië en Egipte. En dan noem hy nog 'n paar name: Patros, Kus, Elam, Sinier, Hamat en uit die kuslande van die see. En as jy gaan kyk na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, dan is dit spesifiek al hierdie plekke wat ook onder andere genoem word. As 'n manier hoe Jahwe sy volk losgekoop het. Daaroor praat ons vanaand. Net nou eers die konteks van Micha. Hy profeteer net wat Jesaja ook geprofeteer het, die gaan haal uit Egipte en uit Assirië. So ons het Hosea 11 vers 11, ons het Jesaja 11 vers 11. Volgende ene. Jesaja 19 vers 23. In Jesaja 19 vers 23. In die dag sal daar 'n groot pad wees. Dit is 'n tema wat ons al baie oor gesels het, die groot pad, net die verhewe pad. Ons dink aan Yeshua wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. 'n Groot pad wees van Egipte na Assirië en Assiriërs sal in Egipte kom en die Egiptenaars in Assirië en Egipte sal saam met Assirië Jahwe dien.
En in die dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde. Omdat Jahwe van die leerskare hom geseën het met die woorde, geseënd is my volk Egipte en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. Nou sien hoe gevaarlik is dit as mens nou net een teks uitdruk, as dit, Israel is derde. Nou is dit net als Egipte en Assirië. Nee, vat die konteks van al die profete, het gaan oor die ballingskap, Israel binne in Egipte, Israel binne in Assirië. Jahwe se straf het hulle soontoe gedryf, want as hy hulle straf en verstrooi hulle oor die aarde. Maar in Micha lees ons al hoe Jahwe sy kudde, sy volk gaan haal uit Assirië, en nie net in Micha nie, maar ook in Hosea. En nou kan ons gaan na Jesaja toe, dan besef ons, maar Jesaja het nie skielik iets vreemds nie. Volg vir Jesaja, Jesaja 11 vers 11, Jesaja 19 vers 23. Kom ons lees Jesaja 27 vers 13. Jesaja 27 vers 13. Opskrif hier van Jesaja 27, verlossing van Israel uit die wêreldmag. Ja, ek verstaan dat profesie kan nogals, as jy presies alles kronologies in detail wil verstaan, dit gaan 'n rukkie vat voordat jy al die detail verstaan. Maar oorhoofs, die boodskap, kom ons kyk hoe Jahwe tugtig en verlos, slaan en genees. Jesaja 27 vers 13. En in die dag, hoor jy elke keer praat hy van die dag, en in die dag sal daar met 'n groot bassein geblaas word, dan sal kom wat verlore, dit is baie belangrik, verlore, verstrooi en verdryf is, in Egipte land, en hulle sal Jahwe aanbid, skoon het ek 'n vers gemis, dan sal kom die wat verlore is, in die land Asser, en wat verdryf is in Egipte land, en hulle sal Jahwe aanbid op die heilige berg in Jerusalem. Dis nou kernbelangrik, want hierdie heilige berg, hierdie aankoms, staan in Micha en in Jesaja 2, en dit gaan ons nou vanaand lees. Voor ons by die heilige berg kom, van waar word hulle gehaal? Asser in die noorde, want dis waarheen hulle verstrooi is. En Egipte in die suide. En daar's baie geskiedenis wat daarmee saamgaan. Maar wie is soos Jahwe? Want voordat ons nou dit verdwaald raak in die detail, luister net mooi oorhoofs. Ons lees in Micha hoe Jahwe spesifiek deur die mond van hierdie profeet by die naam noem. Julle sterkes, julle vat net, julle steel, julle regters, julle is vol onreg by die tempel en by die huis, op die land, in die besigheid, Israel my volk, die beste van julle is soos 'n doringbos. Wat 'n toestand. Is nie maklik vir Micha om dit te sê nie. Wat het met die profete gebeur wat opgestaan het? Net so interessant vanaand wat ons gaan kyk, is toe Jeremia amper 'n doodsvonnis gekry het, en daar manne vir hom opgekom het en gesê het, maar Jeremia quoteer maar net vir Micha. Toe word Micha se profesie gebruik om vir Jeremia te staaf. So ons 'n baie interaksie. Jahwe handel met sy volk. Dit is oor jare heen wat hy met hulle werk. En ons moet dit nie net hier en daar ietsie lees en ja, Israel is skuldig en Jahwe vergewe maar nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons kan sê, Micha, wie is soos Jahwe? Want ons teks is, wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe, hierdie geweldige skuld van Israel, hierdie geweldige boosheid. Dan wil ek spesifiek klem lê op die volgende punt, want ons gaan nou 'n paar verse kyk van sondevergifnis. Wat is waarlik die definisie van sonde? Ons trap in 'n slaggat om te sê, ek kyk na daai persoon wat sekere sondes doen wat ons regtig prioritiseer as die grootste sondes. En dan meet ons onsself daaraan en sê, maar ek doen daarom nie dit en dit en dit nie. Met ander woorde, ek is daarom nie so sleg nie. Die realiteit is in elk geval, as dit nie vir Jahwe se genadehand oor ons was nie, was ons almal daar. Maar die tweede punt, en die belangrikste punt is, sonde
word gemeet aan die volgende gebod. Jy moet Jahwe jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en al jou verstand. En enigiets minder as dit is sonde. En daarmee saam, jy moet jou naaste lief hê. In die Ou Testament staan daar, Levitikus 19, soos jouself, en Yeshua sê vir ons, soos ek julle lief gehad het. En skielik as ons aan onsself aan dit meet, staan ons skuldig. Want ons het nie Jahwe lief met ons hele hart, siel, krag en verstand nie. Ons sukkel met 'n hart wat dwaalende is. En die woord van Jahwe leer ons en wys ons hoe bedrieglik is ons. En daarom kom ons op 'n plek en 'n punt wat ons so nodig het, dat Jahwe ons sondes vergewe. Want anders is ons die doringbos. In onsself is ons die doringstruik. En die vraag is, wat is jou persepsie van jou eie lewe? Hoe lyk jy? Hoe nodig het jy Yeshua? Want baie mense besef nie, ek is daar die doringstruik. Sonder Yeshua verdien ek die vuur, want dat vuur gaan altyd saam met die doringstruik. Ja, hy sal hom met vuur verbrand. Daarom is dit so groot as Jahwe sê, ek het 'n oorblyfsel in Yeshua, 'n heilige afgemete erfdeel, by wie se oortreding ek verbygaan, want ek laat al my toorn op Yeshua, sodat die erfdeel se sondes in die diepte van die see gewerp kan word. En dan staan ons verstom, Jahwe, wie is soos U? Kom ons blaai na Eksodus toe. Moses moet Israel na die beloofde land lei. Israel sondig keer op keer, selfs by die berg Sinaï met die bou van die goue kalf. En Moses roep Jahwe aan, want Jahwe is lankmoedig en Jahwe is barmhartig, maar tog straf Jahwe. Regverdig. Sonde moet gestraf word. Eksodus 34 vers 6 en 7. Eksodus 34 vers 6 en 7. En toe Jahwe by hom verbygaan, het hy geroep, Jahwe, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat die ongeregtigheid en oortreding en die sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, en die boek Micha wys dit baie duidelik. Israel, jy gaan in ballingskap. Jy gaan vir al hierdie onskuldige bloed wat jy so vergiet het, gaan jy vergeld word. Maar binne in Jahwe se goedertierenheid, binne in sy verbondsliefde, hy het vir Abraham beloof, daar sal 'n geslag wees, vir Isak en Jakob, 'n oorblyfsel. Vir hulle is daar hoop. En daarom kan ons as Micha sterk staan. Ons moet sonde noem. Ons moet dit openbaar, dit moet hanteer word, sodat Jahwe werklik geëer kan word as ons verlosser. Jesaja 55 vers 7 quoteer ek vir julle, want sonde en vergifnis impliseer bekering. Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot Jahwe bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees. En tot onze God, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Dit is baie belangrik dat ons nie saam met die wêreld sal sing, Jahwe vergewe. Ons sê so maklik, so wyd soos die Here se genade. Pas op. Daar's vergifnis vir hulle wat tot bekering kom. Daar's nie vir almal vergifnis nie. Micha sê dit vir ons baie duidelik. Vergifnis is spesiaal vir die oorblyfsel. Kom ons lees Jeremia 50 vers 20. En nou spring ons na 'n profeet toe wat hulle in Juda se ballingskap geleef het, maar kom ons lees Jeremia 50 vers 20. Jeremia 50 vers 20.
In die dae en in die tyd, spreek Jahwe, sal die ongeregtigheid van Israel gesoek word, maar dit sal daar nie wees nie. En die sondes van Juda, maar hulle sal nie gevind word nie. Want ek sal vergifnis skenk aan diegene wat ek laat oorbly. Jeremia is baie later as Micha, maar Micha het dit al geprofeteer. Daar gaan 'n tyd kom waar die sondes in die dieptes van die see gegooi word. En dit kan gesoek word, en dit word nie gevind nie, vir die wat ek laat oorbly. Hoor jy dit? Sien jy hoe die profete saam profeteer? Daar is vir die oorblyfsel vergifnis. En daarom is dit belangrik dat u en ek vandag vir Jakob, vir onsself, met heldemoed sal sê, kom tot bekering. Want vir die oorblyfsel is dit belangrik om dit te hoor. En daarom kan die psalmdigter in Psalm 103 vers 9 sê, hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. In Yeshua is die volmaakte toorn van Jahwe geopenbaar, die beker wat hy moes drink op Golgotha, sodat u en ek werklik waar by die genade van Jahwe kan stilstaan in my persoonlike lewe. En ek wil vir elkeen van u vra, glo jy dat jou sondes in Yeshua in die dieptes van die see gewerp word? Glo jy as oorblyfsel en kind van Jahwe dat die aanklaer van ons broeders, die aanklaer Satan, sal soek, maar hy sal niks vind nie? Want jou sonde is gewas deur die kosbare bloed van die lam. Dit is belangrik, want as jy dit nie verseker in jou lewe leef nie, dan gaan jy in 'n gat trap van geestelike swaarmoedigheid, depressiwiteit, fokus verloor. As Jahwe vergewe, doen hy volmaakte werk. Jesaja 43 vers 25. Let mooi op hierdie Afrikaanse woordjie uitdelg. Wil julle saam blaai? Jesaja 43 vers 25, ons is amper klaar. Ek wil so graag hierdie mooiheid van volmaakte sondevergifnis in my Bybel merk en glo, maar dit staan binne die konteks in Micha. Dit is vir die oorblyfsel. Dit is waarlik vir die uitverkorenes, vir die wat van voor die grondlegging van die wêreld af verkies is as Jahwe se gemeente. Jesaja 43 vers 25. Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie. Mag nie net 'n sê ding wees nie. Dit moet 'n realiteit wees. Jahwe delg ons sondes uit op Golgotha. En dan dink hy nie daaraan nie. Wat 'n boodskap dat ons kan uitroep, Jahwe, wie is soos u? Ek wat dood was deur die misdade, gehoorsaam aan die koninkryk van die duisternis, word lewend gemaak. Psalm 130 wat ons gelees het, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan roep ons. Die beruiming sê, waar hoop se laaste spore. Die laaste hoop, ons enigste hoop is Yeshua. Ek wil afsluit met die nuwe verbond in Jeremia 31. Jeremia 31 vers 34. Voordat ons, dis ons laaste teks, voordat ons gaan terugkeer na ons gedeelte in Micha 7. Jeremia 31 vers 34. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken Jahwe, want hulle sal my almal ken, klein en te groot. Jeremia 31 vers 34. En groot onder hulle spreek Jahwe, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Iets wat vir ons so moeilik is, om iemand te vergewe en nie meer daaraan te dink nie. Die gedagte spring altyd terug. Jahwe gee vir ons hier in Micha, en ek wil ons moet daarmee afsluit. Die pragtige gedeelte, hy werp ons sondes in die dieptes van die see.
Micha 7, kom ons sluit daarmee af. Micha is deel van die handeling van Jahwe met sy volk, om vir Israel te wys hoe sondig sy is. Samaria, die hoofstad van Israel, 10 stamme in die noorde en die 2 stamme Jerusalem in die suide. Jahwe rig vir Micha op om hierdie kragtige woord te bring. Staan sterk, sien uit na die werk van Jahwe, wag op Jahwe, vers 7 van Micha 7, maar ek sal uitsien na Jahwe, ek wil wag op die God van my heil, die God van my verlossing, my God sal my hoor. Dis 'n tydperk van smaad, dis 'n tydperk waar daar gespot word. Israel, verbondsvolk word weggevoer, egskeiding, haar land word verontreinig, sy word verstrooi, geen identiteit meer nie, en ons sluit aan by Hosea, Lo Ami, Lo Ruhamah, nie my volk nie, nie begenadig nie. Maar Micha staan sterk en sê, Jahwe is die lig vir my, vers 8 en vers 9 se einde, hy sal my uitlei in die lig, en ek sal met welgevalle sien hoe hy die geregtigheid oefen. In Yeshua word dit vir ons waar. Hy lei ons uit, hy lei ons na waters van rus, spore van geregtigheid, hy bring ons terug na sy heilige berg, wat ons vanaand bietjie nou gaan kyk, en dan staan ons verstom, waar ons sê, Jahwe, wie is God soos U? Micha 7 vers 18, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Hy hou die toorn nie vir ewig vas nie, Psalm 103 vers 9, maar het welbehae en goedertierenheid verbondsliefde. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, U sal hulle sondes in die dieptes van die see werp. Pragtig, U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid, verbondsliefde aan Abraham, wat U aan ons vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd. Jahwe beloof aan Abraham, saad, die Messias, geregtigheid, 'n groot en 'n heerlike erfenis, en Abraham verwag 'n stad, nie van hier nie, nie wat deur mense se hande opgerig word nie, die hemelse. En wat kosbaar is dit om te sien hoe Micha alreeds saam met die ander dit, saam met sy tydgenote, dit profeteer. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat ons ook vanoggend kan uitroep, saam met die profeet, wie is God soos U? Wie is soos U, Jahwe, wat by die oortreding van die volk verbygaan in Yeshua, wat daar op Golgotha, daar die volmaakte offer vir ons gebring het, sodat ons sondes in die dieptes van die see gewerp kan word, sodat ons in die verbond kan staan waar U sê, U dink nie aan ons oortredinge nie. En daarom wil ons vanoggend spesiaal opkyk na U toe en vir U dankie sê vir U hoop, vir U geregtigheid. As ons maar net dink hoe U met ons volk werk, hoe kosbaar is dit om by U te kan skuil, in die skuilplek van die Allerhoogste. Hoe kosbaar is dit om te weet, ons oortredinge is vergewe. En dat ons nie meer 'n doringbos is nie, maar vrugte van die Gees kan dra. Waarlik in die wingerdstok Yeshua te kan bly. Vader Jahwe, ons bid, en veral dat U hierdie woord wat vir die volk geprofeteer is, persoonlik in ons harte sal openbaar. Dat hierdie boek Micha, wat in die Ou Testament in konteks staan met die ander profete, dat dit in ons harte persoonlik 'n boodskap sal wees. Wees soos U. Dankie, dankie vir U genade. In Yeshua Messia. Amen. Kom ons staan net so dan, hef ons die hande op, vang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.